Goeiemôre radioluisteraars, kom ons bid saam. Abba Vader, dankie dat U ons Vader is. Jesus, dankie dat U ons redder is. Heilige Gees, dankie dat U ons trooster is. Die een binne in ons. Here, wat ons nou aanraak, wat ons help om te verander. Here, ons maak ons ore oop om die woord te hoor. En ons stel ons hart oop, Here, om ontvanklik te wees, hoe U ons wil verander. Dankie Here daarvoor. Amen. Geliefdes, ek lees vir jou vanoggend Psalm 91 vers 5. Hy sê, jy hoef nie bang te wees dat enige mag jou bedags of snags sal oorrompel nie. Geen bose gees sal jou onverwags in besit neem nie. Nie eens 'n gevaarlike siekte wat jou van agter af bekruip, of 'n epidemie wat jou oorval, sal jou kwaad kan aandoen nie. Al is die gevaar rondom jou so groot, dat duisende mense langs jou doodgaan, ja ook al sterf daar duisende mense naby jou, sal jy niks oorkom nie. Hy sê dit in die 53 vertaling, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie. As ons kyk na hoeveel mense van ons in vrese vasgevang is. God se woord sê, geloof is om te roep wat nie is nie, asof dit is, om so te glo. Nou wat hoor die vyand, wat die teenoorgestelde van geloof aan jou doen? Hy gebruik vrese. Hy gebruik goed wat nog nie eers gebeur het nie, om jou so aan te val, dat jou liggaam dit begin ervaar, asof dit die waarheid is. Sou ek nou hier sit en ek sou die hele tyd vrees dat iemand by daardie deur sal inkom en my skade sal aandoen, gaan my gedagtes en konsentrasie so na daardie deur toe gaan, na daardie een toe kan gaan wat kan inkom, dat ek naderhand myself gaan voorstel hoe hy lyk, gaan hy 'n mes hê, gaan hy geweer hê, hoe gaan hy lyk wat daar inkom, en naderhand gaan my liggaam daarop reageer. En is presies wat die vyand wil hê. Hier staan, dat hy kom met pyle, hy kom met vrees, die skrik van die nag. Met ander woorde, wanneer raak ek en jy vreesagtig? Wanneer ons nie werklik kan sien nie. Dit gaan nie net oor die nag nie, maar mense sal gewoonlik vir jou sê, in die nag is hulle vrese erger, is hulle meer bang. En dan kom hy hier en hy sê, dis 'n pyl wat bedags vlieg. So die woord sê vir jou in Jesaja, dat geen wapen wat teen jou gesmee word, iets sal kan uitrig nie. Hy sê nie die wapen gaan nie gesmee word nie, maar hy sê dit sal nie iets kan uitrig nie. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Ja, as jy kyk na die borskas van 'n leeu, dan het ek al vir jou verduidelik dat sy longe baie klein is. Sy hart is eintlik nie so baie sterk nie, maar hy gebruik daardie bril om dit vir jou baie erger te maak as wat dit is. En dit is presies wat die woord kom en hy vir jou hier sê. Hy sê vir jou, jy hoef nie te vrees nie, jy hoef vir niks te vrees nie. Want die Here is met jou. Ja, daar's vrese wat goeie vrese is. Vrese wat vir my sê, ek moenie op 'n hoogte, op die randjie gaan staan, ek kan afval, ek kan op gladde rots gly en ek kan val. Daar's vrese wat goed is, wat vir my sê, ek moet leer voor 'n eksamen, dat ek kan goed doen. Maar dan is daar ander vrese wat my lewe totaal en al vernietig. Vrese van pyle wat op my afkom van, wat sal mense van my sê, wat sal mense van my dink? Vrese van, ek is nie goed genoeg nie. Dan die oomblik as jy in 'n vertrek instap met daardie vrees, met daardie pyl van die bose wat jou tref, ek is nie goed genoeg nie, dan gaan jy nie goed genoeg voel nie. Jy gaan voel, jy's dom, jy gaan voel, jy maak foute, jy gaan voel, jy lyk nie goed genoeg nie, jy gaan lelik voel, en soos wat jy voel, is die beeld wat jy nader aan dan gaan uitstraal, en dan gaan dit vir jou die ervaring wees, dat dit sleg gaan wees. So pas op vir gevoelens, wat as pyle na jou toe afgevuur word, wat jou kan seermaak. Hy sê hierso, jy hoef nie bang te wees,
dat goed jou sal oorrompel nie. En hier praat hy ook spesifiek in die woord van die bose. Daar is mense wat so bang is vir die bose, dat hulle die heeltyd die bose sal bestraf, die heeltyd te doen sal hê met wat kan die bose doen. Jy moet onthou, die gevalle engele is maar 1/3 van die engeleryk. 1/3. Die res is engele wat God aan opdrag gee. En as jy dink dat God self binnekant in jou bly, Heilige Gees, ek dink ons vergeet so maklik hierdie dinge, dat in watter plek ons werklik so veilig is. So, jy hoef nie die heeltyd te loop in vrees vir vloeke nie. Is vloeke die waarheid? Ja, maar is daar 'n groter waarheid, dat Jesus gekom het en elke mag van Satan uitgeklee het, uitgelewer het, en 'n triomftog meegevoer het? Wat beteken dit? Jesus het gewen. Wat beteken dit vir jou en my? Jesus sal elke keer wen. Hy sê, 'n gevaarlike siekte sal jou nie van agteraf kan bekruip nie. En dit is wat die vyand doen. Hy kom van agteraf. Jesus het gekom dat ons die lewe en oorvloed sal hê. Maar hy het duidelik gesê, die duiwel is 'n mensemoordenaar. Hy is 'n leenaar en hy's 'n dief. En dit is hoe hy kom van agteraf. 'n Dief gaan nie net openbloot by jou instap nie. En jy gaan ook nie net 'n dief toelaat in jou lewe, in jou huis, om te aanhou steel nie. Jy sal die polisie bel, jy sal die sekuriteit bel, om daardie dief te kom vang. So hou op om te leef met die dief in jou lewe, om hom toe te laat, om die heeltyd te steel, om daardie mensemoordenaar te wees, om daardie pyle na jou gedagtes toe te skiet, dat jy nie langer wil leef nie, dat die lewe nie die moeite werd is nie. Want wat maak jy? Jy maak 'n deur oop vir die vyand, dat hy saam met jou kan beweeg, dat daardie gees van dood saam met jou kan beweeg, en nie lank nie, dan gaan jy agterkom, dat jy in soveel depressie ook vasgevang is, wat soveel doodsheid in jou bring, dat jy niks meer uitsien na die dag van môre nie, dat daar niks is meer wat vir jou geluk bring nie. Hy sê hierso, 'n epidemie sal jou nie net sommer oorval wat jou kan kwaad aandoen nie, al is die gevaar om jou hoe groot. En dit is die waarheid, die vyand haat jou, en sy strategie waarmee hy na jou toe kom, is vrese. Vrese vir verwerping. En die woord kom en hy sê vir jou ook in Job 5 vers 21, as die tong gesel word jy weggesteek, en jy hoef nie te vrees vir verwoesting as dit kom nie. Hoeveel mense se lewens is nie deur die tong vernietig nie. As ons na huwelike kyk, hoe die tong nie klap so swepe, mekaar oopruk, so wond, so stikkend slaan nie. As ons kyk na verhoudings, wat die tong nie doen nie, hoe kinders, wat ouer raak, nie met ouers praat nie, daardie goed maak seer, daardie goed breek vir jou, daardie pyle wat na jou toe geskiet word, hoe praat ouers nie met kinders nie, en al die goed bring nade aan vrese in jou, en jy raak groot in vrese van ek is nie goed genoeg nie, en jy raak groot in daardie vrese van verwerping, maar as ek nie dit of dat doen nie, is ek nie goed genoeg nie, en wat daardie goed nader aan doen, dit raak siektes in jou. Ons praat van 'n klein woordjie van stres, maar stres wat angs in jou bring, wat paranoïe in jou bring, nie lank nie, dan sal jy sien, jy word gediagnoseer met maagsere, met hartkwale, asemhalingsprobleme, daardie kopsere, al daardie goed uit een woordjie uit, wat stres is, maar die woord van die Here kom en hy sê hierso vir jou, hy sê, jy hoef nie bang te wees, bedags of snags nie. Hy sê vir jou, terwyl dit lig is in jou lewe, hoef jy nie bang te wees nie. En terwyl dit nag is in jou lewe, hoef jy nie bang te wees nie. Hy sê hier, enige mag jou bedags of snags sal oorrompel nie. Vir dinge is wat was, wat is, niks kan jou van God se liefde skei nie. Niks kan jou oorrompel waar jy by die Here wegkruip nie. Want hy sal die oorlog vir jou veg. Hy sê geen bose kan jou skielik in besit neem nie. En dit is hoekom dit so belangrik is om elke oggend te begin
en te bid, Here, vul my met die Heilige Gees. Vul my, Here, dat ek vol is in die volheid van U. Dankie, Jesus. Ek wil vir jou communion bedien vanoggend, spesifiek vir mense wat vrese het. En ek wil vir jou bid, ek wil vir jou sê, ek gee vir jou die bloed van Jesus. Ek wil hê jy moet aan daardie mense dink, wat vreesagtigheid oor jou bring, wat jou gespanne maak. Maar jy moet dink waar dit die eerste keer in jou lewe begin het. Dat jy daardie mense sal vergewe, dat jy hulle sal vryspreek, maar dat jy ook vanoggend sal kom en sal sê, Here, vergewe my, dat ek vrese toegelaat het vir al hierdie jare, dat jy jouself ook sal vergewe, vir daardie vrese wat jy so bymekaar gemaak het, al daardie angs. Dat jy sal kom ook, en sal sê, deur die wonde van Jesus, is daar vir jou genesing. Here, ek bid, Here, ek vergewe elke mens wat my aan vrees blootgestel het. Ek spreek hulle vry. Here, ek vergewe myself ook, waar ek soveel stres opgaar en dit oor myself bring. Here, ek vra U, vergewe my, want U sê ek mag nie vrees nie. Vergewe my vir die oortreding van vrese. Here, deur U wonde wat ek nou inneem, bid ek dat elke wond van angs en vrees genees word deur U volmaakte liefde. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dan moet ek afsluit ook om vir jou te sê, onthou net, vrese is nie altyd net 'n slegte ding nie. Dis goed om 'n vrees te hê as jy op 'n gladde afgrond loop, om versigtig te wees. Dis goed om daardie spanning te hê voor 'n eksamen, want dan sal jy harder leer. Mag hierdie woord vir jou tot seën wees, dat jy altyd sal onthou, ek hoef nie bang te wees in die dag of die nag nie, want die Here beskerm my. Hy wie in my is, die Heilige Gees, is groter as hy wat in die wêreld is. Amen.